Goeiemôre, dit is maandagoggend 13 Oktober 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En terwyl die dinge in die wêreld woel en almal in afwagting was rondom die Nobel Vredesprys, het almal eintlik verstom gestaan toe die Vredesprys toegekend was aan Maria Corina Machado van Venezuela. Sy is die oppositieleier van Maduro in Venezuela en sy het die Nobel Vredesprys gewen ten spyte van die feit dat Venezuela nou onder beleg van die Amerikaanse, dis die regte woord, onder beleg van die Amerikaanse vloot is, terwyl daar teen die drankkartelle opgetree word, sien ons hoe daar toenemende Amerikaanse troepe na buurlande van Venezuela geneem word. En dit is baie duidelik dat die Amerikaanse vloot en weermag waarskynlik Maduro se regering omver gaan werk. En dan sal hierdie Maria Corina Machado waarskynlik die nuwe westers goedgesinde leier van die Venezuela regering word. Aan die ander kant hier aan die tuisfront, ons weet almal van Fort Hare daar in Alice tussen King Williamstown en Adelaide, wat verlede week deur die studente afgebrand is. En dit is eintlik skokkend dat die universiteit met so lang geskiedenis wat sy hoofdoel was, hoofsaaklik om aan swart mense universiteitsopleiding te gee, op die ou einde afgebrand word uit woede uit. Maar daar sal nie 'n nuwe een gebou word nie deur hulle nie. Soos iemand eendag vir my gesê het, wat is die definisie van 'n agtergeblewene? 'n agtergeblewene is die een wat op die perron in die oggend staan en wag vir die trein wat hy gisteraand afgebrand het. Wat dieselfde is, manne, mense, gedoentes, wat jy hulle ook al wil noem, barbare, wat hierdie universiteit, wat primêr aan hulle behoeftes voldoen, afgebrand is, sal waarskynlik vandag, môre, oormôre weer by die hekke opdaag in die hoop om klas te loop. Terwyl daar duisende jong matrikulante wat sou gaan studeer het, nou nie meer geakkommodeer kan word nie. Die regering het nie geld om hierdie skade te herstel nie, en die mens moet maar kyk hoe lyk die versekering ten opsigte hiervan, maar hoe dit ook al sy, dit word net eenvoudig afgebrand. En terwyl dit vir ons baie verkeerd lyk in die wêreld, want oorgrote gedeelte van die wêreldse mense, insluitende Vladimir Putin van Rusland, en dan die ouens rondom die Midde-Ooste het almal gevoel dat Donald Trump eintlik die 2025 Nobel Vredesprys behoort te gewen het. En dit is nie gewen nie deur hom nie, maar wel deur hierdie vroulike oppositieleier in Venezuela. Barack Obama het 'n vredesprys gewen terwyl hy nuwe oorloë begin het. Maar om een of ander rede het Donald Trump nie daarin geslaag om mense te oortuig dat hy wel vrede gemaak het in verskeie plekke nie. Goed, daar is heelwat verskonings daarvoor. Een van die verskonings is dat die aanbevelings vir die Nobel Vredesprys reeds aan die einde van Januarie 2025 verstryk het en almal daarna sal eers volgende jaar daarvoor in aanmerking kom. Tog, wanneer daar wêreldgebeurtenisse is, kan 'n mens seker uitsonderings op die reël maak. Terwyl dit daar aan die gang is, gaan die brande in Suid-Afrika voort, raak die situasie net slegter en vra al hoe meer mense die vraag oor wat moet ons doen? Wat staan ons te doen?
Nou, ek wil nie hier die onderwerp vandag verder ry nie. Ek wil julle bloot verwys na 'n insident wat in Mei 1921, dis kort na die Eerste Wêreldoorlog en 'n redelike tydjie voordat die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het, het hierdie insident plaasgevind waar 'n duikboot van die Amerikaanse vloot. En onthou, duikbote was toe maar in hulle voetspoorstadiums en waar hierdie duikboot duisende kilometers vanaf die naaste hawe weens 'n tegniese probleem het die engines onklaar geraak, die batterye kon nie gelaai word nie, wat beteken het die duikboot het hulpeloos in die oseaan rondgedobber. En hulle moes 'n plan maak. Daar's nie daardie tyd radio's gewees wat miskien kon praat nie, want die batterye is pap, hulle het nie die kommunikasie vermoë gehad nie. Daar was baie ander probleme wat hulle in die gesig gestaar het. Daar was nog nie GPS'e nie. Daar was nog nie hierdie gevorderde stelsels wat vandag beskikbaar is nie. En hulle het besef dat hulle is op hulle eie aangewese. Dat daar nie hulp van ergens af gaan kom het nie. Hulle sit in hierdie duikboot. Hulle sit in hierdie kom ons noem dit dan saal doodskus waar hulle gaan bly. Want niemand gaan hulle kom soek nie, niemand gaan weet waar hulle is, hoe om hulle op te spoor nie. En daar's nie satelliete wat kan kyk waar hulle ronddobber op die oseaan nie. Hulle bevelvoerder op daardie stadium, 'n vlootluitenant, en hulle het koppe bymekaar gesit en gesê, wel, as hulle wil oorleef, sal hulle water moet ransoneer, hulle sal die hoeveelheid voedsel moet ransoneer en hulle sal 'n plan moet maak om by die beskawing uit te kom. Hulle het toe hulle hangmatte aan mekaar vasgewerk, komberse, stukke seil, enige iets wat hulle aan boord in die hande kon kry, het hulle aan mekaar vasgewerk om so 'n soort van seile te skep, te maak, te vorm. En hulle het die periskoop van die duikboot uitgestoot en hulle het hierdie seile rondom dit gemonteer om die duikboot deur middel van wind in 'n rigting te dryf. En hulle het daarin suksesvol geslaag om met amper niks tot hulle beskikking nie, in 'n baie benarde slegte situasie, kon hulle uiteindelik by Hawaii se eilande kon hulle uitkom en kon hulle dan gered word en die duikboot herstel word. Dis die enigste geval in die geskiedenis waar 'n duikboot deur 'n seil aangedryf word of was. Baie mense sou op daai stadium opgegee het en gesê het, wel, nou moet ons maar sit en ons moet doodgaan. En dit herinner my vreeslik baie aan die situasie waarin ons onsself vandag bevind. En 'n kwessie van om te doen wat jy kan met dit wat jy het. Ons sien die wêreld is nie meer regverdig nie. Ons sien dit word afgebrand en vernietig in Suid-Afrika. En baie mense sê, maar ek het nie, ek kan nie, ek weet nie hoe nie. Dan moet 'n mens teruggaan en gaan kyk na insidente soos hierdie waar mense wat veronderstel was om dood te gaan, 'n plan maak om uiteindelik by veiligheid uit te kom, by hulp uit te kom. En in die proses, hulle self sommer in die geskiedenisboeke in te seil, om dit so uit te druk. So ons mag nie opgee nie, ons mag nie moed verloor nie. Ons moet in alle tye besef dat ons sal moet doen wat ons kan met dit wat ons het. En ons het nie 'n keuse nie. Want dinge gaan nie verander nie. Dit gaan nie een môre 'n kulturele omswaai
laat gebeur wat skielik veroorsaak dat hulle nie meer vernietig en afbrand nie. Want as jy kyk na die tempo waarteen die vernietiging voortgaan, moet jy verstaan dat een of ander tyd die wyse hoe ons leef en bestaan ook vernietig gaan word. En is dan wanneer ons buite die kassie moet kan dink, waar ons moet kan improviseer, waar ons met die niks wat ons het, iets meer kan skep. Ek sê altyd, ons is geseën deur ons hemelse Vader met kennis en gesonde verstand. So kom ons gebruik dit ook in ons denke, ons beplanning, ons voorbereiding om te sorg dat ons nie die prooi raak van 'n verskroeide aarde nie en ook nie 'n prooi raak van 'n wêreld wat se denke totaal verander het nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou om in te teken by die kanaal, subscribe, daai knoppie te druk, die hou van knoppie te druk en stuur dit aan sodat ons die algoritmes kan verbeter en dat meer mense kan deel raak van hierdie YouTube kanaal. Ek weet nie of ek dit al gesê het nie, maar as ek dit nog nie gesê het nie, geniet jou kondensmelk koffie vanoggend en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.